Môre oor die Here met ons wil praat oor die woord. Ek weet nie van nie, maar ek ervaar dat die Here môre met sy kinders wil ontmoet. Ek sê vir my vroukie in die laaste tyd kom ek agter dat 95% van die bediening van boodskappe is waarskuwing. Dit is ernstig. Dit is môre mooi wanneer ons mekaar bemoedig. Maar is beter as ons mekaar kan waarsku. Dit is mooi as ons mekaar soek aan bemoedig dat ons voel ons gaan allemaal hemel toe. Dit is beter as ons mekaar waarsku dat ons nie hel toe gaan. Ek wil vanmôre met u praat en 'n baie bekende gedeelte, maar ek wil vanmôre so 'n bietjie uit 'n ander hoek hierdie boodskap bedien. En ek wil vanmôre jy moet net so 'n bietjie die prentjies skep wat ek wil skilder, sodat ons vanmôre ook net kan besef dit wat hier gebeur het. En u is baie welkom om saam met te lees uit die woord van die Here uit Lukas 15 vanaf vers 23 tot en met 31. Terwyl die Here hierdie week hierdie gedagte vir my gee, het 'n moeilike tema wat ek in dit gebring het. Maar terwyl ek weet vanmôre ek het bevestiging gekry dat hierdie die woord is wat die Here vanmôre met ons wil deel, en hy praat, en jy kan saam lees op die bord. Hy sê, bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees. Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind, en hulle begin vrolik word. En sy oudste seun was in die veld, en terwyl hy al nader na die huis gekom het, hoor hy musiek en beerdsange, en hy roep een van die diensknegte na hom toe, en vra wat dit beteken. Dit sê toe vir hom, die broer het gekom en die vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het kwaad geword en wou nie binne gaan. Sy vader gaan toe uit en smeek hom. Maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare en ek het nooit u gebod oortree nie. En vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees. Maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed met die hoere deurgebring het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is joune. 'n baie bekende gedeelte vanmôre wat ek met u wil dra. En ek wil vanmôre met tema vestig, en broer Jan kan dit vir ons so opsit. Suster Cherise, broer Jan sit hier voor by my, sorry broer Jan. Wie is regtig verlore? Vanmôre vra ek hierdie vraag oor die gehoor, ek vra hierdie vraag in die kerk. Ek vra vanmôre hierdie vraag vir u wat jare lank in die banke sit. Ek vra vanmôre hierdie vraag vir u wat kortlangs tot bekering gekom het. Wie is regtig verlore? Hier sien ons 'n seun wat eendag sekerlik opgestaan het en net besluit het, hy is nie meer lus vir hierdie lewe om saam met sy pappie te dien nie. Hy is nie meer lus vir sy broer nie, hy is nie meer lus om die lewenshandel en wandel te leef waarmee hy besig is nie. Miskien het hy na stemme geluister, wat het hom gepraat het, miskien het hy sy oor uitgeleen, na mense wat hom vertel het wat daar buite aangaan, iewers moes iets onnuskierig gemaak het. Maar ek wil vanmôre vir sê, hierdie seun maak 'n groot drastiese besluit in sy lewe, en hy kom by sy pappie, iemand wat vir hom omgegee het, iemand wat vir hom lief was, iemand wat 'n tyd saam met hom spandeer het, iemand wat gesorg het dat hy genoeg het, maar hy kom by sy pappie en hy sê, pa, ek het 'n ernstige saak hier op my hart. Ek wil nie meer dien onder u nie. Ek wil nie meer u seun in hierdie huis wees nie.
Gee vir my erfporsie. Gee dit wat aan my behoort. Gee dit wat myne is. Dit wat ek eendag sal geërf het as papi nie meer hier sou wees nie. Gee dit vir my. Laat ek my eie gang kan gaan, sodat ek my lewe kan leef. Ek wil vir julle sê, dit was sekerlik die hartseerste nuus. Ek kan myself indink, as een van my seuns by my moet kom, en hy sê vir my, hy is nie meer tevrede met die huishouding, waarmee hy groot gemaak is nie. Ek dink dit breek enige ouer hart. Ek dink dit is sekerlik verskriklik om te weet, ek het alles vir hierdie kind gebied, ek het alles vir hom gegee wat ek kon, ek het alles gedoen, en ek het die prys betaal, sodat hy tot geboorte, tot op hierdie ouderdom kan wees. Daar was nagte wat ek by hom gesit het toe hy siek was. Daar was nagte gewees wat ek 'n tyd met ons spandeer het toe hy hartseer was. Toe hy seer gekry het, was ek daar. En ewe skielik gaan hierdie verlore seun en hy bring hierdie slegte tyding aan sy papi. Ek wil vir julle sê, dit moet sekerlik een van die hartseerste oomblikke wees. Ek het aan trane oor sy wange gevloei en dit het baie gehuil en het hierdie woorde geuit aan my seun, die maak 'n fout. Het u as ouer nie al daar die woorde oor jou kinders uitgespreek? Met hartseer om te sê, maak 'n fout, my kind, wees versigtig. Want 'n ouer is bekommerd. 'n Ouer soek die beste vir sy kind. En hierdie seuns gee nie om oor hierdie smeke nie. En hy vat al sy besittings. En hy's uit. Ek het by myself gedink, ek kon die groot goed saam met hom gevat het nie. Hy het sekerlik hierdie groot besittings wat hy gekry het, vinnig verkoop, sodat hy net met geld moet weggaan, nie minimaal gevat, want ek is seker hy het te voet gegaan, of hy maar nie baie bagasie nodig gehad, om te gaan waar hy is nie. Want hy weet, hy nog gedink dit is dalk genoeg. Maar terwyl hierdie man en hierdie jong seun die stof wat oplope en hy verdwyn daar in die verte, is daar 'n pappie wat hartverskeurend huil en hy sê, my seun, waarom het jy dit gedoen? En wat het jy gemaak? Hoekom het jy hierdie besluit geneem? Hy het sekerlik, as dit ek sou gewees het, huiswerk gedoen het om te sê, waar het ek fout gegaan? Wat het gebeur? Hoe het dit gekom, dat my seun op hierdie besluit moes gekom het? Te vergeef, is hierdie jong man, die wêreld binne. Elke oggend as hierdie pappie sekerlik wakker word, was sy eerste doen en laat om weer venster te kyk, om te sien of daar nie toch dapper iemand op die stofpad op pad is nie. As hy besig was met sy huishouding, het hy seker gekyk en gewonder, wanneer kom hy terug? Is hy nog gevoed? Het hy nog genoeg lewe, my seun? Dit was nie soos vandag. Sy tyd was selfone, daar was nie gewoon WhatsApp nie wat ek kon gestuur het, of 'n briefie nie, wat ek eers geweet waarheen is hy op pad nie. Totaal en al is hierdie seun verloor en is hy weg. Ek wil vir julle sê, die verlange het sekerlik nooit opgehou nie. Ek het al 'n paar mense oor praat en ek self, dankie Here, ek is nog nie deur dit nie, maar hulle sê dit is baie erger as wat jy nie weet waar iemand is nie, as wat iemand aan die dood afstaan, met daardie bekommernis om te weet, is my kind nog oké, is hy gevoed, het hy genoeg, waar is hy? Vreet 'n mens daagliks op, hier binnekant. En dis 'n ouer seun, wat sekerlik ook maar, die dag is hy moet nie loop, maar 'n traantjie gestort het, maar met tyd het hy dalk besef, weet jy wat, ek is eintlik die gelukkige een, ek gaan alles erg wat oorbly, al hierdie goed wat hier is vir myne, as my pappie sterf, het ek al hierdie besittings tot my, en met sy hart, koester hy, lewe. Daar's 'n seun wat verlore is, en een wat ook in die huis van sy pappie doen. Hy doen alles wat reg is. As pappie vra my seun, sal jy dit doen? Ja, pa, ek sal dit doen. Ek wil vir sy gehoorsame seun. Hy het nie begeerlikhede tot die wêreld nie. Hy
hy het nie daardie 'n neiging om weg te gaan nie. Hy is lojaal teenoor sy pappie, maar ek wil vanmôre vir u sê, as ek hierdie prentjie vir u skilder en ek moet vir u werklik vra, wie is verlore? Dan sal ek vanmôre almal saamstem, die een wat verlore is die verlore seun wat gegaan het. Maar ek het die skokkende net. Terwyl hierdie jong seun terugkom, alles verloor wat hy het en hy besluit, ek is beter om 'n diensknegt van my pappie te wees, ek sal 'n dienaar word. Al herken hy my nooit weer as sy seun nie, sal ek 'n dienaar wees, ek sal hom dien, want dit het ek meer as wat ek nou het, ek het alles verloor, jy kan self gaan lees, hy het bedrieglike sondes gedoen, ons as mens sal sê, hierdie seun verdien nie weer 'n kans nie, maar ek dank God vanmôre, ek wil vir u sê, by God is daar nie 'n sonde vanmôre, wat te groot is, dat die bloed van Jesus ons nie kan reinig nie, ek wil vanmôre vir u sê, as u vanmôre voel, Here, ek is so ver van u af, ek het vir jou goeie nuus, die bloed van Jesus is vanmôre hier om jou te reinig, as jy vanmôre in die besluit sal leef, om te sê, Here, gee my 'n kans. Eenmiddag staan hier die pappie en hy's besig met sy daaglikse roetine en ewe skielik verskyn daar 'n figuur op 'n stofbaadjie. En hy kyk mooi en hy dink, is dit moontlik? Kan dit my seun wees? Hy lyk baie mager as wat hy gelyk het. Hierdie seun het 'n moeilike lewe gehad, met armoede gesmaak, het by die varkou geëindig. Ek wil vir sê, dalk so 'n paar kilogram verlore, en hierdie pappie loer so in die vlaktes in, en hy sien, "Sjoe, maar dit is my seun, ek is seker, die baard was seker lank gegroei, hy was verniel, hy was regtig, hy was verwoes gewees, en hierdie wêreld het hom uitgespoeg, maar ek weet, terwyl hierdie pappie nie een keer skrome nie, en hy hardloop, en hy kom nader, en hy sien, dit is my seun, ek wil vir sê, kom hy, en hy gryp hom, en hy omhels hom, en hy sê, my seun, maar my seun, jy's nog lewende, jy het by die huis gekom, jy's my kind, jy's my seun, ek het so verlang na jou. En dan vind 'n oomblik van genade plaas, van herstel, wat menslik nie verstaanbaar is nie. En hierdie seun en hierdie pappie bring 'n nuwe kleed. Hy sê hierdie ou vuil kleed wat jy, hy kom gee vir jou 'n nuwe een. Hy sit vir hom skoene aan sy voete. Hy gee vir hom 'n ring aan sy vinger. En hy sê vir hom, weet jy, hy noem hom nie dienaar nie. Hy noem hom, jy's my seun. Hy speel en hy almal bring die vet gemaakte kalwe en hulle kom by mekaar en hulle gaan groot feesviering hou. Maar daar's 'n ou hoorboetie en dit wat vanmôre 'n Bybel staan oor die ou hoorbroere en wat sy gesindheid in die reg was nie. Of was sy lojaal gewees teenoor sy pappie, al het hy nooit sy erfporsie gevat nie, al het hy nooit geskroop om sy pappie, na sy pappie te luister en om dienbaar te wees nie. Kom maar 'n oomblik, waar hy nader stap, en hy hoor, daar's musiek, daar's blydskap, en hy roep net van die dienaar, hy sê, wat gaan aan? Wat het gebeur? Hulle sien die broer by die huis gekom. Plaas van opgewondenheid by hierdie man, is daar dadelik 'n gevoel van kwaad. Is daar dadelik 'n gevoel, maar hoe is dit moontlik dat hier 'n feesviering gehou word? Hy het dan klaar sy erfporsie gehad, hy het klaar alles uitgeleef. En hierdie jongen, hierdie ouer broer, in sy hart laat het toe, dat weer moes ontstaan. Ek wil vanmôre vir die kind van God, en terwyl ek in hierdie week 'n pragtige gedeelte lees, wat met my praat, en ek wil vanmôre vir julle lees, dit is in Engels, hy sê, don't fight with the safe, fight for the lost. Besef ek dat die Here wil met ons praat vanmôre. Weet jy dat baie van ons in die kerkwêreld
En ek praat nie net van leer in Christus, van 'n Bybel nie. In die kerkewêreld sit daar baie ouer broers vasgevang in die banke. Jarelang lojaal gewees. Jarelang was ons getrou, jarelang het ons gedien waar ons kom. Maar ons ging die volgende 'n plek op ons huis. Ons ging nie die volgende 'n plek op sy Vader se huis. Jy weet, jy kan gaan lees in die woord van God. En terwyl die oudste seun opstandig is daar 'n feesviering wat gehou word. En die pa nooi die jongste seun in, en hy by hierdie feesviering, en hulle lekker kom agter, maar die oudste broer is nie daar nie. En hy stap uit na hom en hy nooi hom saam. Hy sê, kom neem deel aan hierdie fees. En hy sê, los my uit. Ek wil nie deel wees van hierdie saak. Weet jy hoe hartseer is dit? Wat mense wat jarelang lojaal is, die feesviering gaan mis, omdat sy hart verkeerd. Ons is so maklik geneig om na die man en die vrou te kyk wat in die wêreld uitkom, en ons kyk na voorkoms, en ons kyk na lewenshandel en wandel van die verlede, en ons sal onsself sê, weet jy wat, hoe menigte malle mens maak mense die fout, en skap gee daai persoon maar nog net 'n week of 2 sal weer verval in sy drankgewoontes. Gee maar net 'n week of 2, hy sal nie die Here kan dien nie, hy het verkeerde vriende. Op die einde van die dag maak ons van onsself die oudste broer. En ons wil nie deel wees van die verlossingsplan wat God vir hom gegee het. En terwyl ek vanmôre so dink en ek besef by myself, Here, so gaan dit in die kerkwêreld. En so gaan dit met mense in die kerk. Weet jy hoeveel mense veg mekaar binne in die kerk, maar in plaas dat ons mense as verlore siel veg wat buite sit. Weet jy hoeveel kerke staan teen mekaar op in vandag se tyd? Weet jy wat is die norm in vandag se tyd? En ek verwys nie vandag na mense nie, maar jy kan in enige dorp gaan kyk. Reis wanneer die straat en jy sien oral kom daar klein kerkies op. Weet jy waaroor? Oor meningsverskil. Omdat ons vir een ding nie saamstem nie. Weet jy wat is interessant, ek het so ruk terug statistiek gesien, dat hulle sê ons Christendom stem oor 92% saam, oor 8% verskil ons. Weet jy dat ons mekaar so veg, oor die 8%, dat ons vergeet, daar is 92% waaroor ons saamstem. Ek sê vandag vir die kind van God, ons moet wakker word, want ons is die ouer broer, wat nie gaan by die feesviering nie, omdat ons veg, en ons veg, want weet jy wat, ons verloor ons saligheid. Mense is vandag so besig met mekaar, dat hulle vergeet het gaan eintlik oor verlore siele. Jy sien as die vyand net kan regkry, om jou fokus te kan draai. As hy net kan regkry, dat ons net ons fokus van verlore siele kan afhaal. Hierdie week was vir my 'n uitstaande week gewees, terwyl ek Dinsdag aand saam die hospitaalspan gaan bid. Ek was al 'n paar keer saam gewees. En hierdie week was vir my spesiaal. Terwyl ek in Brooklyn daar in die saal is, en ek by die eerste broer kom en ek vra van die eerste pasiënt, en ek vra van kan ek vir jou gebed doen, ek doen so 'n bietjie agtergrond van wie ons is. Sê vir my, ja seker, ek doen vir hom 'n gebed. En hy draai om en hy sê vir my, weet jy wat, ek voel ek wil vanmôre vanaand vir jou met al leef in my hospitaal bed. En ek sê, dankie, dis reg. En hy bid vir my die mooiste gebed. Jy sal nie glo nie, ek kom in die volgende bed, sit 'n man uitgeteer, baie na,
En terwyl daar die einste man daar sit met 'n sak uit 'n gat in sy dit darm, ek is nie seker wat sy darm nie, en dit lyk maar beroerd, en ons 2 mense wat om hom is, en ek stap in voorsoen toe, en ek vra, kan ek vir hierdie man 'n gebed doen, en hierdie man aan die ander kant, so stelige man, sê vir my, ja seker, en dit is die besoeker wat daar is, en ek begin vir hierdie man 'n gebed doen, maar voor ons bid, hoe sê ek, kom ons vat eers hande, en ek vat hande, en ons stem saam onder daardie hospitaalbed, weet nie waarom, dit gaan oor verlore siele, ek wil vir sê, ek kon op in die huis gebly het, en iemand geveg het, ek kon ook 'n kerk sleg gesê, maar dis nie waarvoor die Here ons geroep het nie, dit gaan oor siele, en wat tot bekering moet kom, ek wil vanmôre vir jou vra, 'n kind van God, en waar is ons fokus, en vanoggend, ek gaan dit oor die koninkryk, terwyl ek vir daardie man bid, 'n tweede maal op een aand, draai daai stewige man om, hy sê, pastoor, kan ons vir jou wil gebed, en ek besef, die Here is besig, die Here is besig om ons op te bou, en die man bid vir my 'n gebed, dit was Dinsdag aand gewees, Vrydag aand, sê ek en my vroukie vir mekaar, die kinders is by die jeug, ons gaan net so 'n bietjie 'n rustige tyd aanhou by die huis, ons kry so min tyd vir mekaar, ek wil sê ek het net by die huis, kom die kinders afgelaai, lei my foon, dis my boetie van Rustenburg, hy sê daar's iemand van Rustenburg wat daar in die hospitaal en van 'n byl, kan ek asseblief gaan bid, ek en my vroukie is in die voertuig, ons kom daar uit, en terwyl die familie daar sit, en ek is so in die lift uitkom, en weet jy wie loop ek raak, daar die einste man wat vir my gebid het, hy sit hy daar in die hospitaal, en hy sê vir my, hy pastoor, hier sien weer, ek sê, hier sê ek weer, as ek jou 3de maal kry, ek kry ek jou in die kerk, prys die Here, ek wil vir jou in dit gaan, siele, ek wil vir jou die tydie waarvoor ons moet bid, Vrydag aand, sy is nog vir toetse, sy het seker so 1/2 uur lang gewag, ek en my vrou sê, tyd aand, as in hospitaal, prys die Here, en sy gaan huis toe, hulle sê die tannie gaan nog 'n rukkie wees, ek sê vat my nommer, net by die huis gekom, ek sê vir my vrou geniet vir ons 'n koppie koffie, maar Ketel het nog gees 'n koekie, lei my foon, die tannie is terug, ons is tot op pad hospitaal toe. Kom in die hospitaal, hy sê daar die jongman weer, ek sê dis nou 3 maal my broer, jy het moeilikheid. Jy het moeilikheid. Ek wil vanmôre vir jou vra, waar is jou fokus? Weet jy wat is hartseer vandag in God se werk? Ons besef dit nie. Die verlore seun gaan in die fees wees. Die ouer broer wat gelyk het of loyaal is. Die ouer broer wat gelyk het asof hy alles goed doen. Die ouer broer wat gelyk het asof hy op die regte pad is. Hy het die fees gemis. Ek wil vir julle dis 'n waarskuwing aan Calvary God se werk vanmôre, aan die kerk van Christus. Jy kan hier sit, jy kan loyaal wees, maar as jou hart nie reg is teenoor siele nie, wil ek vir jou 'n waarskuwing rig. Jy gaan die fees mis, want dit gaan oor die koninkryk van God. Pastoor, ek is nie 'n pastoor, ek kan met siele deel nie. Ek lees in my Bybel, hy sê, gaan heen gemaak disippels. Hy het nie vir een ou gesê, jy wat vrymoedigheid het nie, wat. Hy het nie vir een ou gesê, jy kan met jy meer guts is die volgende, en jammer vir die Engels, maar dis wat ons verstaan. Die opdrag was van almal. Môre vir jou vra, wanneer laat het jy by 'n siek uitgekom? Wanneer laat het jy omgegee oor 'n verlore siel? Die kerk moet versigtig wees. Ons veg mekaar. Die mens moet versigtig wees. Hulle veg mekaar. Wil vir jou sê, veg vir die verlore een wat buite is, wat God nodig het. Ek wil vanmôre vir u sê, terwyl die Here my hierdie woord gee, toe besef ek, o Here, help vir my. Weet jy teen wie het hierdie oudste seun geveg? Hy het nie werklik geveg teen sy broer nie, hy het geveg teen genade, want dit was 'n genade oomblik. Ek wil vir jou sê, wat 'n gevaarlike plek om te wees as jy veg teen genade. Ek wil vanmôre sê, God se genade is vir jou genoeg. Wie is vanmôre ek nie wat teen genade kan veg? Vanmôre kyk ons na 'n genadetafel. 'n genade oomblik.
vanmôre vir u goeie nuus. Die Vader van hierdie verhaal, wat Jesus is, wat God is, sy huis staan vanmôre vir jou oop, al het jy weggedwaal. Sy huis staan vanmôre vir jou oop, al het jy die pad byster geraak. Sy huis staan vanmôre vir jou oop, al sit jy by die varkpele. Maar weet jy wat is my so mooi van hierdie verhaal? Terwyl hierdie selfde pappie nie net aandag spandeer aan hierdie verlore sien, hy gaan uit na hom toe en hy gaan nooi hom. Ek wil vir jou sê, my God is regverdig vir jou wat hier sit, wat jarelang in die kerk sit. God gee vanmôre vir jou 'n uitnodiging en hy vra vir jou, kom neem deel aan die fees vanmôre. Kom neem deel. Ons gaan vanmôre ook fees vier. Want weet jy waarom? Hierdie tafel is 'n genadetafel. As dit nie vir die bloed van Jesus was nie, was ek nie vanmôre hier nie. As dit nie vir die bloed van Jesus was nie, was jy nie vanmôre hier nie. Dis genade op genade. Vanmôre terwyl ek klaar maak en ek my foon so vinnig oopmaak op Facebook en ek sien Dion Allers net so 'n minuut geluister, sit ek af wat ek tyd gehad en hy bring presies hier dieselfde gedeelte wat die kerk wat ek al ver. En ek besef Here is besig om met die volk te praat. Weet u dat kerke veg mekaar so, mense se menings oor die eindtyd. Wanneer die wegraping gaan plaasvind en of daar een gaan wees of dit voor, middel of na is. Ek wil vir sê, wat maak dit saak, ons veg mekaar oor dit, wees reg wanneer Jesus kom. Ons kan mekaar veg en ons kan mekaar fight. Weet jy wat, ons gaan so veg, ons gaan hemel mis. Môre vir jou vra, kom ons kry ons saak met God reg. Dan maak dit saak wanneer dit is. Ek is nie hier om nie te oortuig, is voor of middel of na. Ek is hier om die te oortuig dat Jesus gaan kom. En jy moet gereed wees. Mense hou mekaar so besig, dat sê die een vir die ander uit vals. Jy weet so ruk terug wat gebeur het met hierdie wegraping wat so plaasvind. Mense het so groot gegaan. Mense het my gebel en gesê, pastoor Wagner, sê waarom bly jy in vrees? Jy moet elke dag reg wees. Hoekom maak hierdie saak nou 'n vrees op? Dit sê vir my daar's 'n probleem. Ek dank God vir daardie boodskap, weet hoeveel mense het net tot bekering gekom. Weet jy hoeveel mense het net tot inkeer gekom? Weet jy hoeveel mense het die huiswerk gedoen? Ek wil vandag vir julle sê, kom ons hou op om mekaar te veg. Kom ons hou op om ander kerke te veg. Kom ons kom by Jesus uit en ons is deel van die feesviering waar Jesus ons hier nooi. Amen. Randfontein se dae het ons die kerkstatistieke gekyk. Was elke sitplek in Randfontein vol was. Was 8% van Randfontein se bevolking in 'n kerk. 92 wat nie in 'n kerk is. Weet jy wat is hartseer Sondag sit daai kerk nie eens vol nie. Ons praat miskien van 5%, 4% van die bevolking van 'n dorpsbevolking wat in 'n kerk. Ek het nie nodig om die broer en die suster in die kerk langs my te veg oor siele nie hoor. Daar's genoeg verlorenes daar buite wat God nodig het. Ek wil vanmôre vir u sê, ons moet ons visie verander. En sê, Here, kan ek 'n verskil maak in een siel? Ons moet ophou om mense te sê, daar's nie hoop vir die volgende nie. Weet jy wat is die mooiste mooi? Wanneer die vuilste sondaar tot bekering kom en hy ook in God. En weet jy waarom? Dis daar die man en vrou wat opregtheid in hulle hart het en sê, Here, ek gryp hierdie evangelie aan, want ek het 'n genade oomblik bekom. Ek wil vir julle sê, dis genade dat jy vanmôre nog in die sitplekkie sit wat jy het. Weet jy wat? Daar's 'n man en 'n vrou wat daar buite op straat bly, wat wens hulle hierdie oomblik wat jy vanmôre het. Ek wil vanmôre vir julle sê, kom ons kry vanmôre weer 'n harte vir siele. Kom ons kry weer 'n hart vir iemand
iemand wat daar buite honger is, wat seer is, kom ons kry weer 'n hart. Ek wil vir die Here sê, Here, vergewe my as ek 'n ouer broer gesit het en my hart toegelaat het. Ek mag nie, weet nie waarom. Ek moet deel wees. Ons gaan hemel mis en ons dink ons sit hier. So versigtig wees. Vanmôre het die Here gesê, as die Here saam met jou was by jou werksplek, hoe sou jy opgetree? Ek het vanmôre ver gevat. As die Here vanmôre langs jou gesit het in die kerk, hoe sou jou gedagtegang gewees het? Sou jy nog steeds 'n veggees gehad het? Sou ons nog steeds veroordeling toegelaat het? Waar sou ons vandag gestaan? Ek het gevra dat die broers vir die nagmaal vir my vorentoe kom, almal wat ek nie gereël het. My voor gaan kom staan en ek wil jy moet vanmôre besef, die orkes gaan op vorentoe kom. Ek wil jy vanmôre besef, keuse is myne en joune vanoggend. Wat in die hand gaan lê, gaan dit 'n ouer broer gesindheid wees? Of gaan dit wees om vanmôre te sê, Here, ek is bly oor iemand wat teruggekom het by die huis. Vanmôre sit ons hier voor 'n genadetafel te kan sit. Iemand wat deel kan hê van die liggaam van Christus, is vanmôre genade. Vanmôre moet jy hierdie tafel anders uit die oog kyk. En vanmôre besef, Here, hierdie is genade. Hierdie is nie reg. Hierdie is net my eie goedheid nie. Hier is nie omdat ek iets verdien het nie, omdat ek al die jare lojaal was nie. Ek tel niks nie. Môre tel. Wat is dit jaar? En as ons hierdie broodjie vanmôre neem, en ons drink vanmôre van hierdie sap, wil ek jy moet vanmôre ondersoek in jou eie hart instel en te vra, Here, waar is my hart vanoggend? My hart van jou weggedwaal. Ek wil vir jy sê, soveel mense sit in die kerk en ons dink ons is reg, maar soms het ons droog oor daar ons plek vir verbetering. Ek dank God vir die man en die vrou wat sê, Here, ek is skuldig. Ons self vervaardig ons nie vanoggend. Ons gryp met genade om dit aan. Genade om dit aan God se voete te kan hê. Kom ons net dank oor die tafel as dit. Here, baie dankie vir die geleentheid vanoggend. Ja, Here, die genade is genoeg vir ons, Here. Waar sou ons wees sonder die Here? Here, ons vra asseblief, Here Jesus, dat U verder hierdie geleentheid sal lei, Here Jesus. Dankie, Here, vir U bloed, Here. Dankie vir U liggaam, Here Jesus. Ja, Here. Genade oomblik vir my. Die brood geneem. Dit het gebreek. Het is geëet, dit is my liggaam. Môre is daar genesing vir ons. Môre kan ons deel hê aan hierdie liggaam. Wil die vanmôre met ag. Halleluja. Vanmôre praat die Here met die mense, ek ervaar dit in my gees.
Here vra vanmôre jou, waar is jou hart? Is dit gerig vanmôre op die Here? Het jy nog 'n blydskap oor 'n verlore siel? As jy dalk verkou of griep het, vra ons jy dat jy eerder die kelkies sal gebruik om ons beskerm mekaar. Tot nou net die tyd van seisoenverandering is dit nie prys die Here. Môre is die wyndaad vir ons gesap, die bloed van Jesus. Tot verlossing, tot vergifnis, tot genesing, tot beskerming. Uitdeel, wanneer die broodjies netjie gevordering gaan die kelkies die beker omkom, vra dat jy dan net die hand opsteek vir iemand aan die beker opgeniet.
iemand nog 'n kelkie daar by hulle, die kinders is hier om op te neem. Alles opgeneem, baie dankie. Die kinders ook iemand doen wat hy sien. Vir die verlore seun is, of vir die ouer broer is. Jesus roep jou nader en sê, kom, neem deel aan die fees. Kom ons ondersoek onsself. As die Here ons gaan deel wees, aan dit, kom ons gee maar aan.